Dankie dat jy hierdie week saam met ons kuier hier by Inspireer. En ons is besig om te reis rondom die tema bly in gesprek met God. Hoeveel keer wil die sorge van die lewe, die laste van die lewe, ek wil amper sê my en jou oorweldig. En ek wil amper sê ons isoleer, dat ons op 'n plek kom waar ons voel, ons is op ons eie krag, op ons eie vermoë aangewese. Maar uiteindelik is dit 'n leuen van die vyand. Paulus kom, Filippense 4 vers 6, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. Daai goed wat jou hinder vandag, daai sorge, daai bekommernis, ek wil jou vandag uitnooi, om dit spreekwoordelik voor die kruis te kom neerlê, daai swaarmoedigheid neer te lê, en die Here te vertrou, dat hy jou hartseer in blydskap sal kom verander. Dat jou sorge sal verander in vreugde, 'n oorwinningslied tot eer en verheerliking van die Here. Die vyand se strategie van die begin af was om my en jou te isoleer. Maar mag ons vrymoedigheid neem om selfs in die donker tye van ons lewe konstant in gesprek te tree met die koning van die konings en die Here van alle Here. Mag die Here ons bly seën vir een rede, om 'n seën te wees vir ander. Hulle wat vasgevang is in die sorge van die lewe, met wie ons miskien daagliks te doen kry, mag die blydskap van die Here aansteeklik wees, om ook, ek wil amper sê 'n ripple effek in daai mense se lewens te veroorsaak, om ook hulle op 'n plek te bring, waar hulle sorge neerlê, en iets van God se blydskap sal beleef, in en deur my en jou lewe. Cheers.